Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en as jy wil saamkuier, maak slank vir jou 'n lekker koppie koffie. Ons almal hier in die ateljee geniet 'n lekker warm koppie koffie. My gaste vanaand, Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, baie welkom. Goeienaand Pieter, lekker om saam met julle hier in die ateljee te wees. Ja. En die ander gas, Roland Henwood, politieke ontleder by die Universiteit van Pretoria. Welkom ook aan jou. Goeienaand Pieter, naand Jaco en ook ons luisteraars. Ek is baie opgewonde want daar's goeie nuus. Daar is 'n moontlike, wel eintlik 'n feit 100% kans, of kom ek sê 99.99% kans as die Iranese dit nou nie opweek nie, dat daar 'n moontlike ooreenkoms is tussen VSA en Iran wat nou Vrydag geteken gaan word. En dit beteken goedkoper diesel vir ons hopelik oor so 3 of 4 maande van nou af. Jaco, wat is die nuutste? Ja Pieter, ek dink ons kan eintlik almal bly wees daaroor, dankbaar wees. Mense kan nou baie praat hoe dit ontwikkel het in die laaste al 4 maande, maar die werklikheid is vrede tussen die VSA en Iran nou is goed vir die globale ekonomie. Die hele wêreldekonomie het maar 'n prys betaal met die hoë brandstofpryse, oliepryse wat jy weet. Ek het nou gaan kyk vandag 'n bietjie wat in hierdie periode van amper 4 maande was daar 5 momente waar die olieprys, die Brent olieprys tussen $110 en $120 'n vat verhandel het. En dit is hoekom ons die afgelope byna 2 maande nou al so duur betaal hier in Suid-Afrika vir petrol en vir diesel. Nou hy het intussen gedaal na hier by $82-83 'n vat en die verwagting is met goeie rede dink ek dat hy nog heelwat verder kan daal. En dis goed. Ek dink die goeie nuus rondom dit net, as ons net oor die brandstof praat, jy weet wat daaromtrent gebeur is dat daar's 2 of 3 dinge wat hier so belangrik is wat inspeel, wat miskien anderster is as wat ouer mense sal onthou nog die oliekrisis van die 1970s of so. Die wêreld het vandag baie ontginde bronne en daar's baie bronne wat nog ontgin word. Jy weet Venezuela is besig om meer te produseer, Guyana, Brasilië. Die VSA produseer die meeste olie en gas wat hulle nog ooit geproduseer het en voer dit uit. Kyk, Suid-Afrika koop selfs diesel die afgelope 2 maande in groot hoeveelhede aan by die Amerikaners. Maar kyk net naby aan ons, Angola, hier aan die Weskus van Afrika op, hoe gaan dit met olieontginning aan die ooskus van Afrika, Mosambiek. So daar's baie olie en gasbronne wat ontgin word. En as jy dit dan kombineer met die oopstel van die seestraat van Hormuz en daardie bronne wat daar is kan weer ontsluit word en daai groot hoeveelheid olie wat reeds ontgin is, wat gestoor word, kan in die mark begin inbeweeg, wat natuurlik 'n paar weke gaan neem. Dan beteken dit net bloot op die beginsel van vraag en aanbod dat die pryse sal moet daal. En ek dink dis vir ons almal goed en almal kan bly wees daaroor. Die feit dat ons dink ek daai vrees wat almal maar het oor inflasie. Suid-Afrika het inflasieprobleme. Die Amerikaners, dit is Trump se probleem gewees. 4,2% inflasie in Amerika is sleg en ek wil vir jou sê dis eintlik vir 'n president oor 'n paar maande periode as dit volhou rampspoedig polities in Amerika. Oor die $5 'n gallon petrol, brandstof. Ek meen dis in Amerika ongelooflik duur. Ja, ek wil net 'n punt maak ook. Daar's natuurlik nou goed wat niks met die oorlog te doen het nie, wat ook nou inskop. En dit is die Verenigde Arabiese Emirate wat byvoorbeeld onttrek het uit Opel, wat nou nie 'n perk het op hulle olieproduksie nie. So hulle kan ook byvoorbeeld nou baie meer produseer as hulle dit kan uitgevoer kry. En ek het 'n idee ander gaan dit dalk begin volg. So hier kan baie ander veranderinge ook nog inkom wat die prentjie heeltemal anders laat lyk. Ja. Dis belangrik en Pieter, ek dink die belangrike aan die ander kant net is want die mense vra die hele tyd vir jou nou wie het nou hierdie oorlog gewen of wie is nou die wenner van hierdie konflik, is nou Amerika of Iran? Daar's geen maklike antwoord op dit nie. Nou mense gevoel is eintlik so 'n bietjie almal het iets gewen en almal het iets verloor in hierdie stryd en verskillende mense kan dit nou op verskillende plekke in die spektrum dink ek beoordeel. Maar ek dink die gevolgtrekking waartoe ek tog kom as mense nou so 'n bietjie kyk na hierdie ooreenkoms, wat alles daar afgespeel het die afgelope tyd en 'n mens probeer 'n bietjie vorentoe kyk. En jy kan nou die Midde-Oosterse politiek en Roland ken die Midde-Oosterse politiek baie goed. Jy kan nie te ver vooruit probeer kyk nie, want die Midde-Ooste verander vinnig. Verhoudinge in die Midde-Ooste verander vinnig. Nou jy het onvoorspelbare rolspelers in die Midde-Ooste. Maar die een ding wat hierdie konflik van 4 maande gedoen het, is om die Midde-Ooste wesenlik te verander, dink ek. Die verhouding byvoorbeeld tussen die Golflande en Iran. Ek dink die Golflande
het geen ander keuse as om wesentlik op hulle verdediging te spandeer oor die volgende paar jaar nie. So daar kom iets anders. Daar is 'n soort van realisme wat ingetree het by van die golflande. Dis nou presies hierdie kwessie oor die Emirate wat besluit het om te onttrek uit Opel. Dis tipies die soort van stappe wat ons gaan sien. Ek dink al is die seestraat van Hormuz oop van Vrydag af, gaan die Emirate voortgaan om pyplyne te bou na die see van Oman om baie meer olie daardeur uit te voer. Saudi-Arabië het reeds gesê hulle fokus baie sterker nou op die Rooi See. Ook met kunsmis, want kyk, kunsmis was 'n groot probleem. As jy met boere in Suid-Afrika praat, ek dink ons is almal baie bekommerd oor. Jy kyk nou in jou kusprovinsies waar boere nou koring reeds geplant het. Daar word in die binneland onder Spulpunt nou op hierdie tydstip in hierdie weke waarin ons nou is, groot hoeveelhede koring geplant en kunsmis is 'n groot krisis reg oor die wêreld en die werklikheid dink ek wat ingetree het met hierdie konflik is dat jy kan nie so afhanklik wees van daardie smal seestraat, die seestraat van Hormuz vir so 'n groot hoeveelheid van die wêreld se kunsmis nie. So hier is 'n herskikking wat as gevolg van hierdie konflik dink ek gaan plaasvind, ongeag wie nou gewen het en wie nou verloor het en hoe dinge nou uitgedraai het. Die Midde-Ooste gaan anders lyk en die bronne van energie en van al hierdie dinge gaan anders funksioneer oor die volgende paar jaar. En ek dink dit maak dit interessant. Dit maak dit 'n baie dinamiese kwessie. Daar's natuurlik 'n ander prentjie ook, né, met praat van kunsmis en die stowwe. Dis die tweede groot skok in 'n paar jaar. Onthou toe die Swartsee gesluit word met die Rusland-Oekraïne oorlog, was dit die groot bron gewees en dit het geweldige impak gehad en daai bron is nooit heeltemal ten volle herstel nie. En nou kry jy kort daarna die straat van Hormuz waar die volgende groot bron was en dit het boere reg oor die wêreld geraak. En die FSA is dit een van die knellende kwessies. Nou die pryse van brandstof en die pryse van die kunsmisstowwe wat nou met plantyd gebruik moet word en daar was nie iets anders nie. So dis 'n baie groot probleem wat hopelik anders bestuur kan word vorentoe. Ek dink die groot uitdaging is daar is nog nie werklik die bronne ontwikkel wat kan vervang wat in hierdie twee konflikte eintlik maar tot niet gegaan het nie. Ja. Julle moet sê of julle met my saamstem of nie, maar dis my eie opinie, is dat ek dink 'n mens moet, as mens kyk na wat nou die afgelope 4 maande gebeur het, moet 'n mens nie oogklappe op hê nie. Ek dink mens kan nie hier in die nou kyk van ons kry swaar, die petrol, die dieselpryse is op en ons sukkel met inflasie en sulke goed nie, maar baie sê dat Trump het gefaal, MAGA het gefaal, Make America Great Again, maar my persoonlike opinie, en jy moet sê vir my saamstem is dat Amerika eintlik op 'n baie beter plek is. Weens Venezuela, Cuba wat ook binnekort moontlik gaan val, die lande wat jy nou gesê het, die in die Midde-Ooste wat eintlik nou half bietjie meer ek sou nie sê vyandig nie, maar bietjie meer anders gaan kyk na Iran, en dit alles in Trump se 2 jaar in president. Pieter, ek dink ons moet versigtig wees om te vinnig daai parallelle te trek. Dis te onseker nog. Die eerste groot onsekerheid is, wat is die ooreenkoms wat nie bestaan nie, wat beding gaan word? Want effektief wat ons nou gekry het is 'n verlenging van die skietstilstand. En dan hoor ons van wat is van die goed wat betrek word, maar daar's nog geen sekerheid nie. Kortliks miskien net dit. Ons hoor die straat van Hormuz gaan van Vrydag af oopmaak. President Trump sê vandag die skepe vaar uit. My verstaan was die straat moet eers skoongemaak word van seemyne. Dis hoekom Vrydag die datum is. So weer eens 2 totaal verskillende prentjies wat binne 2 dae geskep word. Iran se kernprogram, president Trump sê hulle het gesê hulle gaan nooit 'n kernwapen bou nie, maar hulle het vir Obama ook gesê. En hulle het ontwikkel. So en dit word eers later onderhandel. Hoeveel geld van die bevriesde bates gaan nou vrygestel word? Daar's 2 totaal verskillende syfers wat genoem word. Wel, daar word gesê 12 en party sê 25. Dis 'n groot verskil. So daar's baie onsekerheid. President Trump het gister gesê as die Iraniërs nie nou mooi speel met die onderhandelinge nie, gaan hy hulle aanval weer. Hy het onmiddellik die blokkade opgehef op hulle hawens en daar's baie teenstrydighede. So ons weet nog nie wat is die wesenlike ooreenkoms nie. Dis Sondag aand elektronies aanvaar. Dit word Vrydag onderteken, maar tussen nou en Vrydag is my verstaan
gaan daar nog onderhandelinge moet plaasvind om sekere goed vas te maak. So ons weet nie hoe gaan dit lyk nie. Daar's risiko's. Een risiko, die gedesentraliseerde besluitnemingsstrukture wat Iran in die revolusionêre wag ingebou het. 'n Radikale soldaat kan daar langs die straat sit en 'n vuurpyl afvuur en 'n oorlog ontketen wat autonoom opgetree het. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar dis 'n groot risiko. Israel kan besluit ek gaan nou vir Hezbollah aanval. Groot risiko. Of andersom. Hezbollah kan ook besluit hy wil uitlok. Hy wil kyk of hy Israel kan uitlok of onder hoeveel druk is Israel. Dis van die groot uitdagings wat bestaan. Dis nog, want hierdie onderhandelinge geskied tussen vyande wat maar geen vertroue in mekaar het nie. Daai verhouding moet ontwikkel. Onthou hulle het nog nie met mekaar onderhandel nie. Dis indirek. Dis baie moeilike onderhandelinge dan. So ek is versigtig om te sê wat het gebeur. Is 'n perspektief en ek wil nie 'n te lang relaas maak nie, maar daar's 'n historiese perspektief. En dis die negatiewe een. Ek wil hom ook ingooi. Wat ons nou sien gebeur is baie dieselfde wat gebeur het onder George Bush, sy seun en Bill Clinton met die Irak-oorlog. En die rede hoekom ek dit sê, die een kritiese element, regimeverandering het nie plaasgevind nie. En dit was nog altyd waar die hele veldtog, die militêre veldtog was 'n klinkklare oorwinning vir die VSA, elke keer nog. Maar dit met dieselfde leierskap gesit en dieselfde frustrasie. Dit het beteken dat die Golfoorlog is opgevolg deur die tweede inval in Irak in 2003, is opgevolg met Bill Clinton se optrede en militêre aanvalle op Irak om van Saddam Hussein ontslae te probeer raak. En dit wat oorgebly het van sy regime. En dis die een groot onsekerheid met hierdie konflik. Jy het nie ontslae geraak van Hezbollah in Libanon nie. Ek weet nie of dit gaan gebeur nie, dis die doel, maar dis al vir baie jare die doel. Die Houthis is nog steeds aan die gang en jy het ander name, ek stem saam, maar ons moet pas op vir interpretasie skep, wat sê dis 'n nuwe regime. Dis ander mense, maar dis dieselfde regime en hy's dalk nou nog meer radikaal as wat hy was, meer hardvogtig as wat hy was. As ons sien die vlakke van onderdrukking nou binne Iran. En dis miskien die laaste punt wat vir my belangrik is. Ons gee baie aandag aan wat doen president Trump en wat doen die en daai. Daar's bitter min aandag die afgelope tyd gegee aan wat is besig om binne Iran te gebeur. En binne Iran het twee vlakke. Die geweldige ekonomiese krisis wat as gevolg van hierdie oorlog en die tweede dimensie is die ongelooflike verskerpte onderdrukking van die bevolking. Nou dit kan natuurlik tot ander uitkomstes lei. Beide hierdie twee is snellers vir revolusie, vir opstandigheid maar dit lyk asof die regime sy mag versterk en meer brutaal optree. Hy moet, anders gaan hy dit nie maak nie. Want hy is verswak. Daar's geen kwessie dat hy ernstig verswak is nie. Maar dis op 'n militêre vlak wat nie noodwendig optree op wat binne gebeur nie. So hierdie is die reeks van faktore wat ek sê, kom ons kyk wat gebeur en wees versigtig oor hoe ons dit interpreteer. Die goeie nuus, die oorlog is verby, die res van die wêreld wat die prys betaal het in rand en sent of in watter geldeenheid ook al, kan nou so 'n bietjie ontspan, hulle kostes gaan afkom. Maar ek is so seker of die strydende partye op daai punt is waar ons daai klinkklare interpretasie gaan kry en 'n gewaarborgde vredesproses het wat hy gaan waarskynlik gebeur, maar hy gaan met stampe en stote gebeur. Wat sê jy, Jaco? Ja, kyk, Pieter, ek stem saam. Kyk, dis 'n kompleks. Dis nie 'n eenvoudige vredesooreenkoms of 'n eenvoudige vredesproses nie. As 'n mens probeer om die vraag te vra en jy het spesifiek hier die opmerking gemaak oor Amerika, dan is Amerika natuurlik een van die lande wat die minste op enige manier deur hierdie konflik negatief geraak is. Om die waarheid te sê, op 'n netto ekonomies dink ek het Amerika eintlik voordeel getrek uit hierdie konflik. Kyk, Amerika, soos ek sê, se olie en gas uitvoere is reusagtig. Hy voer vloeibare aardgas uit na Europa, petrol en diesel na die hele wêreld, ook na Suid-Afrika. En die Amerikaners maak geld uit. Die Amerikaanse energiebedryf is op sy sterkste ooit. Groot Amerikaanse energiemaatskappye is besig om die oliebore te ontplooi in Venezuela, daar langs die kus. En dit gaan nie verander nie.
Die einde van hierdie konflik beteken die mense gaan maar net weer terugval na olie uit die golfstreek uit en minder olie by Amerika of Amerikaanse maatskappye aankoop. So die Amerikaanse energiebedryf floreer en blom en dan die ander bedryf ook is die wapenbedryf. Die Amerikaanse wapenbedryf floreer en dit gaan oor die volgende paar jaar net toeneem. Die Saudis, die Emirate, Qatar, Bahrein, Kuwait, hulle almal gaan geweldig baie wapens aankoop, ook verdedigingsstelsel, lugafweerstelsels, NAVO, dan kan ons nog daarby op ingaan, jy weet, wat Oekraïne weer terugkom. Jy weet die hele Europa koop wapens aan by Amerika, né? So die Amerikaners het 'n groot voordeel daar. So as jy kyk na die Amerikaanse ekonomie, het die Amerikaanse ekonomie uitsonderlik goed gegroei die laaste 2-3 maande. Baie werk geskep. Jy weet, Pieter, verlede maand is daar meer as 150.000 werksgeleenthede in Amerika geskep. Amerika het een probleem gehad met hierdie konflik en dit is brandstofpryse. As jy in Amerika kom en jy sien daai groot tekens by die fulstasie en soos wat Roland nou gesê het, daai $5 vir 'n gallon petrol, jy weet, dit is $3 is die grens. As jy bo dit gaan dit jy moeilikheid. En dit gaan vinnig afkom. Kyk, onthou die Amerikaners werk nie met Brent oliepryse nie, hulle werk met 'n ander olieprys wat selfs nog laer as Brent olie is. Dit vandag al tot onder $80 gedaal. So my vermoede is die brandstofpryse in Amerika wat natuurlik baie dinamies bepaal word. Dit word elke paar sekondes verander dit. Gaan redelik vinnig afkom en ek dink is dalk net betyds vir Trump en vir die Republikeine want daar's nou jy weet 4,5 maande oor voor daai middeltermynverkiesing. As hulle hierdie sterk ekonomiese groei wat tans die geval is, die ekonomie is redelik gesond, baie hoë werkskepping en hulle kan daai inflasie onder beheer kry, dan kan dit nog vir hulle in daardie opsig baie goed uitdraai. So ek dink daar's vir Amerika 'n sterk premie daarop om hierdie vredesproses te maak werk. Ek dink daar's vir die Iranese, Pieter, ook 'n sterk rede om dit te laat werk en dit gaan hoofsaaklik, in my opinie, oor twee dinge. Die een is die ekonomie. Hulle ekonomie het regtig pakslaag gekry en Roland het daarna verwys. Jy weet $270 miljard se verliese wat hulle nie weer gaan opmaak vinnig die Iranese nie. Ek sien 'n voorspelling vandag dat hulle ekonomie kan vir jaar tot 15% krimp. Dis die slegste scenario. So Iran se ekonomie het ernstig pakslaag gekry, uit 'n groot terugslag gekry. En dan as jy kyk na hierdie regime en ek dink dis dalk die negatiewe waarmee ek saamstem is dat die regime is in stand gehou. Dit is ander gesigte, maar dis dieselfde radikale regime. Hulle moes 'n besluit neem om te sê as ons hierdie stryd voortsit. Elke dag verhoog die kanse dat Amerika weer met 'n volskaalse militêre operasie kan begin. Nou kyk, Iran het reuse militêre skade gelei. Die skade aan sy lugmagvloot, sy missiel aanlegte, sy hommeltuig aanlegte, sy kernaanlegte. Nou ons het dit gesien, daar's enorme skade aangerig. 'n Verdere militêre operasie deur Amerika en Israel sou natuurlik dit in veelvoude erger maak en dan raak 'n herstel en 'n heropbou na die tyd byna onmoontlik. Kyk, ek wil nou vir jou sê, soos ons hier sit, moet ons dan ook erken dat dit gaan nie maklik wees vir Iran om sommer maar net weer 'n kernprogram aan die gang te kry nie. Dit gaan jare vat. Dieselfde vir sy missielprogram. Ons het gesien verlede week het hulle 'n paar missiele afgeskiet wat blykbaar hersaamgestelde missiele was en is nie so akkuraat nie. Dis hulle probleem, né? Hulle missielaanlegte is vernietig. Dit gaan twee dinge vat: tyd en geld. En dis die twee dinge, tyd kan jy altyd voorspeel en die Iranese weet daarvan, maar hulle het nie op die oomblik daardie geld nie. So ek dink daar's 'n baie sterk premie by beide Amerika en Iran om wel wat ook al hierdie onperfekte vredesooreenkomste is om hom te maak werk. En ek dink dit is wat gaan uitspeel oor die volgende paar dae en weke. En ons gaan waarskynlik Vrydag in Genève sien dat Amerika en Iran gaan 'n oorwinning verklaar en hulle gaan dit terugvat na hulle mense toe en hulle gaan dit so probeer motiveer. Wat my wel bekommer maak en wat vir my pynlik is wat Roland na verwys is die geweldige onderdrukking. Ons gaan weer terug na Januarie, daai duisende Iranese wat in die strate doodgeskiet is en die afgelope paar weke het ons nou gesien dat mense eenvoudig in tronke tereggestel word. Daar's 'n paar duisend mense tereggestel, Pieter, in tronke. My vrees is vir daai mense. My vrees is regtig vir weet dis die parallel. Die fase na die tweede aanval in Irak. Ja. Is daar tussen 50 en 80.000 mense net eenvoudig doodgeskiet deur die regime wat oorgebly het.
En dis die argument wat diegene wat van teen die oorwinning ding sê, maar ons is in dieselfde slaguister as wat ons was na Vietnam, na Irak en so noem hulle dit op. Want ons het nie die regime verander nie. Goed, ons het nie hierdie keer 'n klomp troepe ingestuur nie. Maar die lugbombardement vernietig, maar hy oorwin nie. En jy sit met daai regime en hulle wat binne Iran gebeur op die stadium is skrikwekkend. As ek nog 'n vinnige punt kan maak, Pieter, net en want dis tog vir my ook belangrik, jy weet, die een positiewe wel uit hierdie hele ding is dat Iran regtig ook baie minder kapasiteit beskik om hierdie proxy groepe, hierdie sogenaamde gevolmagte groepe, die Hezbollah, Hamas, die Houthis, al die groepe in Sirië en Irak so om hulle te ondersteun. Daai groepe is daar. Hulle is niemand vernietig nie en in my opinie is jy kan omtrent nie hierdie groepe vernietig nie. Dis verstomme toe Hamas byvoorbeeld die afgelope paar weke jy kan hulle nie vernietig nie, maar as jy Hamas vergelyk met Hezbollah. I mean Hezbollah is nog 'n mag. Hy's 'n mag. En hy vernietig Libanon. Ek meen as jy kyk vandag die uitsprake wat hulle maak, dat Iran het die mense van Libanon beskerm en hy het nie. Nee. Hy het Hezbollah wat sy proxy mag is beskerm ten koste van Libanon. Ten koste van die regering in Libanon wat verswak is, want hy's gereismeer deur hierdie proxy van Iran. Absoluut. En alhoewel Israel baie aangeval het, hy het baie skade aan Libanon gedoen. Maar hy het nie Hezbollah uit hom seer gemaak. Want jy werk met die gorilla mag. Maar dis die ding. Dis 'n gorilla mag. En in daardie opsig dink ek is dit wel positief. As jy nou vat die Houthis in Jemen en wat die Houthis, wat daar gebeur het in Jemen. Kyk, mense vergeet dit, maar elke dag op hierdie stadium kry miljoene mense voedselhulp in Jemen. Jemen is 'n vernietigde land. So kan ek gaan in Sirië en al die plekke. Die ontwrigting wat die Houthis byvoorbeeld in die Rooi See gemaak het, was deur missiele wat uit Iran afkomstig is. So Iran se verswakte militêre posisie beteken hy kan minder steun bied aan hierdie groepe. En ek vind dit wel 'n positiewe. Natuurlik is die vraag vir hoe lank. Nou daaroor kan mens lang debatte voer. Ek dink niemand van ons weet regtig nie. Maar ten minste het Iran op hierdie stadium baie minder, wesentlik minder militêre en finansiële kapasiteit om al hierdie groepe te ondersteun. So die proksies is almal in 'n mate ook verswak en ja, hierdie proksies het baie probleme veroorsaak oor 20, 30 jaar in 'n hele klomp Midde-Oosterse lande. Jy nou maar dat die burgeroorlog teruggaan in Sirië en hom gaan ontleed. Hoeveel van daai rebellegroepe in Sirië was eintlik maar gevolmagte groepe van die Iranese gewees. Of afsplinterings van wat daar gebeur het. Presies. En wat bygedra het tot daardie vernietiging. Ek praat nou die dag met iemand wat as deel van so 'n humanitêre groep in Sirië was, maar ons vergeet partytjie, jy weet Sirië gaan nou weer aan. Maar 'n derde van die land is vernietig. 'n derde van infrastruktuur in Sirië is heeltemal vernietig. Dieselfde in Jemen. En nou gebeur dit in Libanon. Jy weet Libanon is 'n tragedie. Ja, dit is. Jy paar dekades terug gaan, dit was die Riviera op die Middellandse See het hulle van gepraat, né? En dis 'n land wat letterlik vernietig word. So in daardie opsig dink ek Pieter is dit wel positief ten minste dat daar minder steun aan hierdie groepe kan wees. Ons is net hier dan weer terug en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor Afriforum en solidariteit wat nou half oop kaarte speel met hulle finansies, juis om Media 24 en die ANC aan te vat. Ons is net hier nou weer terug. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktert resep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app. Baie welkom terug by Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling en Ronan Henwood, politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, as jy nou by ons aangesluit het. Ons gesels nou 'n bietjie oor Jaco, jy kan 'n bietjie vir ons konteks gee. Kali Kriel van Afriforum en Dirk Herman van Solidariteit het die afgelope week half oop kaarte gespeel oor waar hulle befondsing vandaan kom, waarop hulle geld spandeer. En kom dit van die ANC af, die EFF of Naspers wat eintlik Media 24. Vertel vir ons die storie en lig ons 'n bietjie in waar kom hierdie vandaan? Ja, uit verskillende hoeke uit, né. Dis interessant dat jy nou so in dieselfde kort tydjie natuurlik Julius Malema gehad het wat opmerkings gemaak het oor Afriforum se befondsing en geld en ook as ek reg onthou, ek dink dom Afrikaners verwys het. Dom Afrikaners se geld steel. Ja, sy dit was jy onthou beter as ek verwys het en toe nou
News24 wat met hierdie ondersoek begin het, en iets gaan soek het in Afriforum, en hulle deur jare se finansiële state van Afriforum gaan werk, en al wat hulle kon vind is dat daar vir 'n tydperk 3 miljoen rand van Afriforum se beleggings bestuur is deur 'n batebestuurder hier in Pretoria, en dat hy 'n platform gebruik het, Tebi Securities, wat op daardie tydstip geld aan die ANC geskenk het, jy weet. So dit is 'n interessante hele ondersoek en so aan. Nou ek dink ons is almal ten gunste van dat dinge in die oop gestel moet word. Dit is sinvol, veral as jy met lede se geld werk, wat solidariteit en Afriforum by uitstek is, jy weet. Dis hoekom dit organisasies is wat sterk voel oor audits, jy weet, dinge moet geopenbaar gemaak word. Jy weet, hier is die finansiële state, kom kyk deur dit en dis geauditeerde state en so aan. So ek dink dit is noodwendig sekerlik verkeerd dat iemand vra, jy weet, of wat doen 'n mens met geld nie, maar dis vreemd die soort van motiewe en dan die idee dat jy nou iets kan opblaas, dit het ek baie vreemd gevind rondom 'n platform wat gebruik is waarop beleggings gedoen is, jy weet. Want almal weet tog hoe werk beleggings, jy weet, ek moet vir alle eerlikheid sê, my pensioenfonds, ek weet nie watter platform die batebestuurder gebruik om dit op te belê nie, jy weet. So miskien is dit ook iemand 'n platform wat dalk geld aan politieke partye al geskenk het. Maar ek dink ons hou onsself altyd met sulke dinge besig. So dit was my bietjie vreemd tog in daardie opsig gewees, jy weet. Maar ja, ek dink dit is nog maar so 'n bietjie dikwels, veral as mens na die politiek kyk, nou die Fikile Mbalula's en die uitsprake van hom en die Julius Malemas en so aan, is dit dikwels maar 'n bietjie hierdie soort van weerlige afleiers waarmee die ouens betrokke is. Malema is onder druk. Ek dink Malema is in die moeilikheid, hy is onder druk. Jy weet van sy saak, hy appeleer nou en alles. Maar mens kan die gevoel kry, soos wat hierdie verkiesingsseisoen ontwikkel. Ek weet nie of dit julle gevoel ook dalk was nie, maar die ANC is besig, die DA, die Vryheidsfront, jy sien almal is aan die gang, maar die EFF het amper net op hier staan die een saak en dit is om Julius uit die tronk uit te hou. Nou, so ek dink dis hoekom Julius hy is die party. Daar het al die mense om hom wat moontlik kon instaan, het hy verdryf. Presies. So en dis die probleem van 'n kultusfiguur wat 'n partyleier is. Want as jy jou party in 'n idioom van 'n fasistiese model begin organiseer en skep van daar's net een waarheid, daar's net een leier. Nou is daai leier in die moeilikheid. Ek meen hy moes lankal gewees het. Daar's soveel ander goed wat sloer en sloer. Ek dink ons is in 'n fase van klein politiek. Ons sien dit DA, Vryheidsfront plus moddergooiery vir mekaar en ander partye is onder druk, party meer as ander. Ek wil by jou aansluit, openheid is goed en dis dalk goed dat hierdie goed uitgelig word, want dit gee organisasie die kans om te sê, maar dis wat ek doen. Die interessante vir my is, daar's twee verwante, kom ons sê, stories wat loop. Die eerste een het gekom met Lesofie wat die aanvalle gedoen het op die Afriforum en Solidariteit projekte. En toe begin van die mense in sy dampkring sê, maar Soltech onder begroting, op tyd, geen diefstal, geen staatsgeld nie. En toe het hy stil gebly. En vandag is daar 'n berig wat sê, Waterrek president Ramaphosa se tegniese tegnologie universiteit in Ekurhuleni van 2020 af en Waterrek Akademia se program op die stadium. Nou dit is die vergelyke wat jy gaan kry wanneer jy op hierdie manier hierdie kwessies begin aanraak. As daar iets groot fout was, verduistering, dan het jy iets gehad, maar as daar is nie. Die ander punt wat vir my belangrik is, en jy het indirek daarna verwys, ons bly in een Suid-Afrika, ons het een ekonomie, daar is nie 'n manier wat jy al hierdie goed op 'n individuele vlak uitmekaar kan hou nie. Die struktuur is net eenvoudig nie, dit is nie moontlik nie. Ons keuses van goed is te min in elk geval. Want al hierdie geld in terme van regulasies, op die eind gaan na 'n bitter klein groep maatskappye in beleggings, wat sleg is, maar dis hoe dit nou by ons werk, en hierdie goed is aan mekaar geskakel. Laaste punt wat ek wil maak hieroor, wat my terug, Songezo Zibi, wat na die verkiesingskommissie die skenkings aan partye bekend gemaak het, sê hulle vir my, jy het nou 30 miljoen lening wat nou omgeskakel is in 'n skenking, wat gaan aan? Hy het dit nou verduidelik, ek weet nie of hy heeltemal oortuigend was nie, maar hy het dit verduidelik, maar die punt wat hy gemaak het is, hoeveel van julle het al vir die EFF gaan vra?
Maar hoekom verklaar hulle nie skenkings nie? Hoeveel van julle het vir MK gaan vra? Hoekom verklaar julle nie skenkings nie? Hoeveel van julle het vir die ANC gaan vra? Hoekom verklaar julle nie skenkings nie, want julle het skielik 'n klomp geld, maar julle is bankrot, julle kan nie salarisse betaal nie. Julle fokus op die kleiner partye en die wat oop is, maar julle ignoreer die ander. En ek wil nie die goed sê dis dieselfde nie, maar die beginsel is vir my, kom ons begin fokus op die goed wat saak maak. Hou dan hierdie uit as voorbeelde en sê goed, dis wat ons doen. Wat doen jy? Ek dink die druk moet verplaas word ook na die plekke waar daar nie duidelikheid is nie, waar daar nie openheid is nie. En dan kom ons nou met 'n ompad. Nou soos terug by die sake van die dag, wesenlike goed. Wat gebeur met Madlanga? Malema se naam word genoem saam met twee van die bekende en ook veroordeelde of mense wat in die hof erken het dat hulle met onwettige sigaret verkope besig is. Nou dan begin ek vra, wat is die doel en wat is die fokus? Waarop moet ons op die stadium fokus in Suid-Afrika? Hierdie klein politieke goed? Want hierdie is nie iets wat bydra tot die debat rondom ideologie en posisionering en die groter goed nie. Hierdie gaan oor klein goedjies binne 'n organisasie. Nou het jy nie iets gekry wat sin maak nie, met baie publisiteit gegee. En jy het vir mense 'n platform gegee, maar hoekom gaan kyk ons nie na al die ander goed dan nie? En my argument is nie wat ons baie keer die sogenaamde whataboutism nie, né? As iemand vir jou sê, o, jy het nou iets gesteel, ja, maar jy het dit ook gedoen. Of jou pa het dit gedoen, of dis nie wat ek argumenteer is, kom ons gaan kyk na die spektrum en ons gaan kyk na die goed wat saak maak. Want anderster is ons regtig besig om ons met onsinnighede besig te hou. Ja. Dan kan ons nie anders as ook om te praat met John Steenhuisen wat nou alweer met 'n rooi gesig gelaat is nie. Mense kan sê ja, maar dit was nie hy, dit was Jana, maar tog die dinamiek in daai span Sy ministerie moet tog so wees dat sy die vrymoedigheid gehad het om dit dan vir die DG, die Director General te stuur en dan te sê for your amusement. Dan moet die mense nou maar dink, maar John, wat is die kultuur in jou topspan? Jy gebruik presies die woord wat ek wou gebruik, want dis kultuur, dis 'n organisasiekultuur. En dis 'n probleem by die departement van landbou, want dit het nou net op te veel plekke uitgekom. Jy weet 'n kort videoetjie van John Steenhuisen wat uitlek, nou hierdie e-pos wat uitlek, sy woordvoerder wat ernstig iets sê. Die insident wat daar by Nampo was, ook met sy stafhoof. Dit lyk my sy's 'n bitsige dame wat so maklik landbouorganisasies aanval. Want toe was dit Vrystaat Landbou wat sy aangeval het by Nampo. Nou is dit 'n organisasie wat nou spesifiek op die back and close fokus wat sy in hierdie geval aangeval het. Ek begin al hoe meer, en ons het dit al gesê op hierdie program, Pieter, net by myself dink, wat is die politieke implikasie vir die DA hiervan? Want jy kyk nou maar waarmee die DA besig is op die oomblik en hulle leier Jordan, en die hele uitrol van hulle verkiesingsveld tog, vir al hulle burgemeesterkandidate, Jordan die afgelope naweek, Helen Zille in Johannesburg, alles wat omtrent dit gebeur, en jy die heel tyd hierdie dinge wat die aandag aftrek en die aandag aflei, en ek kan nie anders as om te dink dat John Steenhuisen in daardie opsig 'n las is nie, jy weet, dit is dis dink ek 'n uitdaging binne die party en daai struktuur op hierdie stadium, terwyl jy ander ministers kry wat voortdurend besig is om soort van positiewe dinge te kommunikeer en suksesse in die departement van binnelandse sake of in toerisme, jy weet, iemand soos Willie Oukamp of so. En dit geld vir ander partye ook, jy weet, Pieter Groenewald in korrektiewe dienste alles, maar by John Steenhuisen werk dit net nie lekker uit nie. Die probleem nou ook nog saam met dit alles is dat jy in 'n krisistyd in landbou tans verkeer en dit maak dit natuurlik moeilik. So as al hierdie insidente nou gebeur het van so 'n lelike e-pos wat uitlek en al hierdie dinge, maar jy sit met 'n reuse krisis met back and close. Ek dink die probleem met back and close is nie kleiner as wat hy 'n maand of 2 maande terug was nie. Hy is eintlik nog besig om groter te raak, veral in sommige dele van die land waar dit vinniger besig is om te versprei. Daar's in sommige dele van die land kommer dat daar wat noem mense herinfeksies, dis die woord, herinfeksies kan wees, dat die inentingsprogram net nie vinnig genoeg loop nie, so die boere verkeer regtig waar in 'n krisis, en dan kan jy nie 'n departement van landbou hê wat met hierdie soort van onsinnighede die hele tyd in die media beland nie, so ek dink dit is beide
vir die landboubedryf, ek wil vir die boere eintlik die intree is te krisis, maar duidelik moet dit tog vir die DA ook 'n probleem wees en dan selfs wil ek dit vat na die regering van nasionale eenheid. Wel ek wil 'n paar goed. Nommer 1 is ons weet dis 'n swak departement. Ek meen baie van wat ons nou sit met back and close omdat daai departement in die verlede net eenvoudig nie sy werk gedoen het nie en sy vermoë toegelaat het dat sy vermoë so agteruit gaan dat hy niks kan doen nie. So en dis 'n baie belangrike versagting in terme van Steenhuisen wat inkom in hierdie baie moeilike departement wat hy nie 'n kundige van is nie. Maar en dis die punt wat ek nou wil maak. Nou is ons op die punt waar ons begin sê, maar goed, die departement presteer nie, dis 'n swak departement, maar waar is die leierskap? En ek dink dit is waar die toets van Steenhuisen nou lê is. Waar is jou oordeel en jou rol as minister, as leier? Is dit belangriker om in die departement verhoudinge te hê en te probeer om 'n ding te red en te dryf of om te sien dat jy 'n goeie minister is wat leiding gee? So kultuur hou verband met leierskap, ja. Die kwessie van wat binne gebeur, ek meen dit is 'n ongelooflike belediging vir die organisasie wat dood eenvoudig gesê het, ons wil 'n afspraak met die minister hê. Nou Steenhuisen roem hom oor 'n baie lang tyd, sy deur is oop, enigiemand kan met hom kom praat. Dis nie die eerste aanduiding dat dit nie so lekker werk nie. Nou ons weet met baie politieke leiers het jy in 'n birokrasie die kwessie van hekwagters, né? En jy moet by die hekwagters verbykom vir jy by die minister kan kom. So dis nie hy wat noodwendig die mense weghou nie, maar hulle kom nie by hom uit nie. En dan kom ons by leierskap en die mense wat om jou is wat jy aanstel en wat jy beheer oor het. Nou ek kan verstaan dat hy nie kan nie van die DG ontslaa raak nie want dit is ANC en dis 'n manier om hom onder druk en onder beheer te hou. ANC doen dit baie goed oral. Hulle hou ANC mense in sleutelposte om die oppositieministers op te check en te kyk en alles. Steenhuisen sal moet sy stempel afdruk. Is 'n swak tydsberekening. Daar's geweldige druk, daar's baie emosies wat hierby betrokke is. En dit lyk asof hy net nie dit hanteer nie. Nou wil ek die laaste punt maak, want daar's baie ander goed, maar dit is vir my die reaksie vanuit die DA is baie interessant. Waar Ian Cameron uitkom en sê maar ons is nie almal in die DA so nie. Dit tel. Daar's ander ook wat hulle baie duidelik hierteen uitgespreek het. Huidige en voormalige parlementslede en leiers in die party wat sê maar hierdie en nou skuif die verantwoordelikheid. Nou goed, die aanstel van die minister is tussen die president en die partyleier. Steenhuisen is nie meer die partyleier nie. As hy 'n partyprobleem raak, dan gaan sy partyleier en die president 'n besluit moet neem. Dit pas waarskynlik die ANC dat hy daar sit en hierdie goed gebeur, want dit sit druk en alles, maar die groot verskil toe hy aangestel is, was hy die partyleier. En daar was dalk 'n opset om hom aan te stel, om in 'n departement te sit. Daar was nog nie back and claw nie, maar daar was groot probleme. So hy was van die begin af onder druk. Maar nou is hy nie meer die partyleier nie. En as hy nie gaan wys dat hy leierskap neem en hierdie krisis beter bestuur nie, kan hy nie daar bly nie. Nou wil ek terugkom by die wesenlike van die departement, my laaste punt. Organisasie wil praat oor twee goed. Een is, hoe ver is ons met want hulle is bekommerd dat hierdie herbesmettings vind plaas, want jy het dit venstertyd. As jy eerste inentings gedoen het, soveel, dan moet jy die tweede een doen. As jy dit nie doen nie, dan kry jy herbesmetting. Dan moet jy weer oorbegin. En ek dink dis die punt wat al hoe meer na vore kom. Dis goed, ons het klomp enstowwe gekry. Wonderlik. Dit is beskikbaar, dis aangekoop, dit word verniet uitgerol. Word dit gekoördineerd uitgerol? Met ander woorde, daar's 'n plan wat van 'n kant af werk, of word dit lukraak gedoen? Nou sien ons van die provinsies soos Gauteng presteer nie. Dis nou al 'n paar keer uitgewys dat die Gautengse departement van landbou op die stadium presteer nie hiermee. Hulle gee nie die ondersteuning wat hulle moet gee nie. Is dit onvermoë, is dit opset? Jou raai is so goed soos myne. Maar die probleem is, en dis wat hierdie mense wil weet, kan ons help sodat gekoördineerd binne die konteks van die vensterperiodes gedoen kan word. En dan kry hulle hierdie tipe reaksie. Dit breek enigiemand se moed. Nou dit wil ek daarom sê. Hier's nou 'n organisasie wat sê ek gaan nie nou hieroor bekommer nie. Ek wil hierdie saak aanspreek.
Ons het die verskoning gekry, ons aanvaar dit, maar ons wil 'n afspraak met die minister hê. Wat daar gaan gebeur as hulle met mekaar praat, weet ek nie. Maar weer eens, ons is besig met die verkeerde goed. Ons moet die kwessies aanspreek en wegkom van hierdie klein politiek en hierdie nonsies. Maar dan moet mense wat in gesagsposisies is, verantwoordelikheid vat en hulle werk doen. En minister Steenhuisen kan nie aanhou skuil agter sy swak departement nie, want hy moet begin verantwoording doen oor sy leierskapstyl en sy verantwoording en dat hy leiding gee en dat hy bereid is om die harde besluite te neem. Dalk doen hy dit, maar vir 'n klomp van ons wat buite sit, ons sien dit nie so nie. Maar dis juist my punt. Is hy nie maar net ten doel om, ek het nou my gedagtes verloor, gee my net so 'n oombliekie. Wat ek wil sê is dat hy leef nie in 'n bubbel nie. Hy is nie in 'n bubbel nie. Ek meen as hy lees in die koerante, hy hoor dit op radio moontlik dat Theo van Sail van Saai wou saamwerk en hulle wou idees gee, maar hy wil net nooit luister nie. Daar's Benny van Sail van TLI. Daar's al hierdie voorbeelde. So dit is tog van sy kant af ook dat hy het gesê hy het hierdie span aangestel, maar hy luister nie na hulle nie. Sien, maar dis die punt. Benny van Sail is een van die goeie voorbeelde wat sê ons is bekommerd, maar ons is bereid om saam te werk. En ek meen hy het waar ander mense al geloop het hy gesê ons gaan hierdie pad loop want ons moet hierdie ding maak werk. Ja. Daar's te veel nou van dit wat begin gebeur van mense wat sê ons wil saamwerk, maar ons kry nie die samewerking nie. En die vraag al hoe meer begin draai om dis 'n swak departement, maar wat doen die minister wat leiding moet gee? Vat hy die mense vas, tree hy op teen hulle of word hy nou maar saamgeneem en sleer met hierdie mense en hoe hulle werk en hoe hulle nie werk nie. Dit is onverskoonbaar. Ons kan nie in Suid-Afrika op die stadium daarmee aangaan nie. Maar nou begin ander goed gebeur. Ja. Nou kry jy vandag die rooivleisbedryf wat sê ons het nuwe uitvoermarkte, maar ons kry nie die permitte wat ons kan laat uitvoer nie, want die regering vat 4 maande om permitte wat verval het te hernie. Ek meen ons kan nie in 'n krisis waar ons sit met uitvoermarkte wat een na die ander in die FSA wegval. Nou kry ons ander markte in die bedryf en die minister maak werk daarvan. Ek meen hy het self markte oopgemaak, maar hy het weer nie die ondersteuning om hierdie goed deurgevoer te kry nie. Daar's iewers 'n baie groot skroef los. Ons weet dit in die algemeen in regering in Suid-Afrika. Maar nou begin jy kyk na mense van wie meer verwag is en hulle presteer nie. Ja, ons het 30 sekondes voor ons afsluit. Ek weet nie of jy nog 'n laaste punt wil maak. Nee, graag. Kyk, in my opinie moet ek sê, dink ek het die tyd eintlik aangebreek dat John Steenhuisen vervang moet word, jy weet. En ek het dit al voorheen op hierdie program gesê, gaan kyk in die provinsies. Die Wes-Kaap is 'n goeie voorbeeld. Ek praat met boere in die Wes-Kaap gereeld, Pieter. Elke boer in die Wes-Kaap is tevrede met Dr. Ivan Meyer. Hy's 'n uiters doeltreffende provinsiale minister van landbou. Hy wys vir my, ek staan nou die dag by hom, hy wys vir my op sy foon die toepassing wat hulle gebruik om back and close te beheer en die beweging van vee in die Wes-Kaap byvoorbeeld. Hoe hulle saamwerk met verskillende instellings, hoe hy almal betrek het, van die burgerlike samelewing, landbouorganisasies, almal is deel van die plan en die pakket. Ek sal so iemand verskuif dan, maar daar sal iets gedoen moet word. En ek dink die nood kom nou uit verskillende punte uit. Dit kom vanuit 'n politieke oog waar die DA dink ek steun gaan verloor as gevolg van hierdie krisis. Dit kom duidelik van die boere af. Die meeste landbouorganisasies sê, maar dit kan nie so aangaan nie. En ek dink, kom ons wees nou eerlik, ons is nou amper by 2 jaar van 'n regering van nasionale eenheid. Daar is nou nie meer verskonings nie. Kyk, jy kon nog in die eerste 6 maande of jaar dalk sê, kyk, ek het 'n departement geërf wat 'n groot gemors was, maar nou is dit is nie meer 'n verskoning na 2 jaar nie. Sy kollegas het dit ook gekry, maar dit beter hanteer. Ja. Nou ja, dis ongelukkig alwaar vir ons tyd vanaand. Baie dankie Jaco, dit was lekker om 'n bietjie in die ateljee te hê. Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, en Ronan Hem, altyd lekker dat jy hier is. Hy is die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. Baie dankie vir die twee en kyk gerus na hierdie potsending en YouTube video van môre af. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktertresep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel.
Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app.